Ek weet even net ek is hier, maar McDonald's drive-thru kan vir my soms so frustrasie wees. Ek onthou eendag in Appington was die ry so lank geweest, ons so gesukkel om voor te kom. Dit is asof die karre net nie beweeg het nie. En toe ons so baie naby aan die ry is voor toe besluit ek gaan nie meer langer hier binnekant sit nie. Daar's mense in hierdie drive-thru wat nog nie van Jesus gehoor het nie en hulle kan nou eintlik nêrens heen gaan nie. Hulle sit nou in hulle karre. So ek gaan nou na hulle toe stap en hulle almal van Jesus vertel. Want waartoe kan hulle nog gaan? Hulle kan nie reverse, jy kan nie vorentoe gaan nie, sit vas in 'n drive-thru. En ek klim uit en beweeg na die eerste kar agter my toe en begin met hulle deel dat God 'n plan met hulle lewe het, dat Jesus lief vir hulle is. En so begin die karre vorentoe beweeg. En toe ek weer sien, toe's my vriend wat bestuur het, al deur die eerste venster na die tweede venster toe om ons goed op te tel en ek hardloop vinnig verby om in die kar in te kom. En soos wat ek draaf om by die kar te kom, sê die Here vir my, die ou by die eerste venster het probleem met sy voete en ek stop onmiddellik, ek draai om. Ek sê vir hom, "Hey buddy, do you know that Jesus loves you so much?" Hy sê, "What? Jesus? Wie's Jesus?" Ek sê vir hom, "Het jy nog nie van Jesus gehoor nie?" Hy sê, "Nee, jene, dis nou in Appington van alle plekke." Ek sê vir hom, "Hoor hierso, maar daai Jesus is die seun van God en daar's 'n probleem met jou enkels en God wil dit nou net genees. Gee my 'n bietjie jou hande." En ek druk my hande deur die venster. Ek gryp sy hande. Ek sê in die naam van Jesus Vader, dank ek U vir genesing. En in daai oomblik genees die Here onmiddellik vir hom. En ek weet nie waar die taal gekry het nie, maar hy sê saam met my, "Amen," sê hy, nee. En die Here genees hom onmiddellik en ek hol aan, ek klim in die kar en ek ry. En ek besef van daai oomblik dat daar mense is wat nog nooit die evangelie gehoor het. Niemand nog eers gehoor dat Jesus 'n plan met hulle het nie. Miskien het die ou joke gemaak, ek weet nie. Sy respons was, "Jesus, wie is Jesus?" Ek en jy het 'n verpligting teenoor die evangelie om mense van Jesus te vertel. Jesus self het gesê dat hy nie gaan terugkom voordat almal nie gehoor het nie. Daar's meer as 3 biljoen mense op aarde wat nog nooit die naam van Jesus gehoor het nie. En God wil jou gebruik en God wil deur jou vloei en God wil met jou praat oor mense en God wil sy krag deur dit vloei om genesing te bring vir mense om jou. En jy sê vir my, "Jesus Picard, maar ek weet nie hoe nie. Ek het nog nooit God se stem gehoor nie. Ek wil ook graag God se stem hoor. Ek wil ook graag Jesus se plan vir ander mense deel. Ek weet nie, ek wil net iets vir die Here doen en ek wil ook graag sy stem hoor. Ek wil ook graag in God se krag beweeg. Ek weet nie hoe nie." En ek wil vir jou vandag sê dat dit is so maklik. Johannes 10 vers 27 sê Jesus, "My skape hoor my stem en hulle volg nie die vreemdeling se stem nie." Ek en jy is Jesus se skape want Jesus is ons herder. En as jy graag God se stem wil hoor of meer wil uitvind of wil weet wat God se plan vir jou lewe is, dan wil ek jou aanmoedig, klik op die link in my bio of gaan na www.ciam.co.za. Gaan na events toe, gaan na Witness toe. Ons het 'n event einde van die jaar, Oktober maand, wat baie vinnig gaan uitverkoop. Daar's nog steeds early bird tickets vir daai event. Dit is 'n 4-dag event, 14 sessies in totaal in 4 dae wat intens is, waar ons jou kan leer hoe om God se stem te hoor, hoe om in die krag van die Heilige Gees te beweeg, hoe om vir siekes te bid vir genesing, hoe om die evangelie te deel met ander mense en hoe om die roeping wat God vir my en jou as Christen gegee het uit te kan leef. Ek sal dit so love om jou daar te kan kry. Ons het gassprekers, internasionale sprekers. Dit gaan incredible wees. En dit gaan 'n dia-strand wees in Mosselbaai, lekker by die see. Begin op 'n Woensdag aand, maak 'n Saterdag aand klaar. Jy kan 'n kar vol maak, vriende saambring, 'n Airbnb uitboek, 'n kort vakansie van dit afmaak en 'n awesome event bywoon waar ek jou kan leer hoe dit is om in die plan van God te stap vir jou lewe daagliks, oral waar jy kom. Jy het nie nodig om 'n prediker te wees nie, maar wat dit is om oral waar jy gaan, Jesus se hande en voete vir die wêreld te wees. Vader, ek dank U in Jesus se naam vir elke persoon wat nou hier luister en kyk. En Here, as daar brandende begeerte in hulle harte is om meer te weet, om meer soos U te wees, om U hande en voete op aarde te wees, om ook U stem te hoor, om ook vir siekes te kan bid, om ook wonderwerke te sien, bid ek Here dat U 'n plan vir hulle sal maak en 'n weg sal maak om ons te kan join by Witness 25 in Oktober. Here, ek bid regtig dat U 'n weg vir hulle sal maak. Baie mense kom en sê, Here, maar ons weet nie, ons het nie geld nie. Ek bid dat U 'n weg vir hulle sal maak bonatuurlik, soos wat U al die ander kere al gedoen het vir die mense wat gekom het. 'n Weg sal maak om te bly, verblyf, vervoer, kostes gecover, etes gecover, alles gecover en dat hulle ook dit sal maak en dat dit wat U vir hulle beplan tot werking sal kom in hulle lewe in die naam van Jesus. Amen.